Right, ons is hier by Pieter Roof vandag. Ons chat GTS. Daarso is die soja tafel, daar's die mielietafel. Kom ons vind 'n bietjie uit, wat is sy ervaring gewees? As jy nou lus is, of as jy moeg is vir vassit, jy wil die ligte tafeltjies kry. Is dit iets waarin jy kan belê? Is hierdie goed betroubaar? Kom ons luister. Pieter, hoe lyk dit? Tobias, goed met jou. Nee, wat doodstil rustig. Goed so. Baie dankie dat jy so vir my reën ook saamgebring het. Daar was nie te ver te ry agterom nie. Ongelukkig het klaar gestroop het hom. Ons het hom 'n video gemaak vanoggend gegee vir hom. Wat die Jean gemaak het en ons is heel happy geweest met hom. Hy stroop baie lekker en hy is ons 'n bietjie lugdruk en so aan. Ons het nêrens vasgesit nie, so ek weet nie of ons op 'n ander een sou vasgesit het, ek kan dit nie sê nie. Wel, in hierdie jaar was dit ons nou nie maklik geweest nie. So kom ons sê sommer hier sou vasgesit. Ja, die tapkar het op 'n stadium vasgesit en die stroper daarom nie, so. Sê vir my, hoekom het julle hierdie rigting gegaan en gekyk spesifiek na die GTS? Tobias, ek dink hy is net vir my baie eenvoudiger en hy is bietjie lugdruk en die wat die bed alleen fluit op die grond. Ek dink hy fluit baie makliker op die grond en hy kan bietjie meer oor die walletjies fluit as van die ander tafels. So hy hou sy hoogte lekker. Sy sensors werk goed en sy invoer is mooi. Ons kan 'n redelike kapasiteit stroop op hom en goedjies. Hierdie ding laat hy sy reel wat hy so in 3 dele opgedeel is in plaas van die ander ouens in 2 dele. Het jy gesien dat dit 'n verskil maak dat hy so 'n bietjie off-center is? Ja, ek verstaan die redenasie agter. Mens kan nie regtig nou agterkom, ek weet as mens amper nou gelykstelling kyk hoe dit verskil maak, maar hy voer vir my redelik. Die punt is hy het nie geklok nie. Ons kan nie klaar oor die invoer en die goeders op hom nie, ja. En ek wil gou net vinnig by jou hoor die struktuur van hierdie storie. Want kyk, ek spot ons nou altyd die ding lyk of hy met pivot pipe aan mekaar gesit is, nê? Ja. Wat rondom die flex hy nie kwaai, wat dink jy van die struktuur? Dis eintlik wat ek wil weet. Ja, nee, soos ek sê, ek hoor wat jy sê, dit lyk soos 'n pivot pipe. Maar jy het dit nog nooit gesien nie, nou het jy dit gesien, hè? Dis hulle once it has been seen. Nee, ek meen hy is definitief heeltemal stewig en so aan. Hy sal nie glo nie, hy sal sommer net buig en dit nie. En as ek sê, dis ons vorige die tafel self op die grond geloop en die tafel self in dele geflex. Die hele nou net die bed alleen flex en kom ek sê ons kon definitief korter stroop vanjaar op die ons lekker kort, ons kon lekker laag op die grond stroop. Definitief 'n bietjie laer as met die voriges. So en soos ek sê, dis 'n redelik eenvoudige tafel. Daar's nie want gepraat van maak so goed aan hom net, maar die sensors wat sy hoogte hou en die sak hom en hy hou op sy sensors sy hoogte en die bed fluit op die grond. Want kyk, hy hardloop ons nou maar sommer met hierdie Schumacher kits en hierdie tipe van goeters. So parte is nie 'n probleem op hom of daai tipe van dinge nie, Nee. En dan aan die oorkant, hierso het jy het nou die X10, is nou die ligte mielietafel, hoe gedra hy homself? Tobias is lekker, ons hom laas jaar, die tweede seisoen was met hom stroop, ons hom laas jaar gekoop en so. En kom ek sê op die trekstroper kan mens nie regtig die gewig agterkom. Ek wil ander stroper as jy mos op die tafel optel en voel jy die wiel druk bietjie of so. Op die trekstroper kom is dit nie agter nie. Maar ons het nog nêrens vasgesit nie. Kom ek stel dit so, ek weet nie of sou ons ook vassit met 'n swaarder tafel nie. Want ons het maar redelik natdele. Laas jaar het ons ook natdele gestroop en so aan. Maar die tapkarre vassit en die tapkarre met jou omtrent net half gooi en op die punte gooi en sulke goeders waar hy oral deur gestroop het. So hy moet definitief 'n voordeel hê, dink ek. Soos ek sê, gelukkig het ons nog nie vasgesit nie, so. En prysgewys rondom hulle, want soos ek van die ouens verstaan, is hulle dan maar 'n bietjie goedkoper as van die ander goeders, maar voel jy nie jy boet in op kwaliteit nie? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink die kwaliteit is reg en natuurlik baie goeie diens reg as jy manne bel dan is hulle binne is nie dieselfde dag as die volgende oggend vroeg as die manne hier so en hulle kom. Ons het 'n paar klein puntjies gehad en dis vinnig word dit uitgesort en reggemaak. En die ouens het reeds voor die seisoen het hulle teruggekom en al die nuwe tafels wat nou al die nuwe ontwikkelings op die tafels het alles kom verander op DNA op hulle kostes en alles. Ons nuwe kettinge opgesit
So dis nie net vir naby Morney wat hulle die special treatment gegee het. Jy het dan ook special treatment Ek het gekry. daarom ook, ja. So ek lyk my nie omtrek, almal wat ek hiervan weet, dit lei om daai Maar jy weet op dit, hulle kostes alles kom oordoen en aandryf van die agterkant hulle kom sterker maak en verander en sulke goeders. jy sê dit sê vir my iets, Dit sê nee. my baie, ja, dis hulle verkoop die ding en hulle los jou net nie. Ek dink hulle staan agter jou. Want hulle het waarskynlik iets gekry wat hulle gesê het, "Right, in die langtermyn gaan hierdie 'n probleem wees, so ons moet dit uitsort." Ja, Amper soos 'n recall, Ja. wat Toyota of Ford of wat ook al doen. Die hooffabriek wat hom instaan vir dit, maar ek meen hulle ek waardeer dat hulle amper sê daai dat hulle laat mense nie nou los op die ou model en dit is nou nie weer nie, weet hulle het ons En wanneer hy geupgrade tot op die nuutste model. So En wanneer hy breek, raak dit jou probleem, nee. ja, ons sal nog sien as ons daar kom. Sê vir my, as ouens is wat bietjie wik of weeg of hulle in hierdie tafels kan belê, wat dink jy? Ja, ek is vrede. Sy kapasiteit is redelik goed. Ons kan redelik kapasiteit met hom stroop en so aan sonder dat hy wil bondel of pak of sulke goeders nie. Of van die vorige tafels moet ons krappertjies daar in die middel sit om te help inkrap en sulke goeders en ja, ons is daar so ons redelik vrede. Ons kan jy kan die stroper se kapasiteit kan jy benut. Maar dis wat ek nou net vir jou wil vra. Ek meen die stroopers raak al hoe groter. Ek weet hierdie 8700s, hulle sluk, hy soek mielies, nee. So jy moet nou weier gaan om net die stroper te kan. Ja, of vinniger weet, so jy moet ja. Yes. So en dit kan hy. So dis maar een van die oorwegings wat daai het gesê, ek weet ons wil hom vat, maar hy moet kan wegvat, jy weet En spoedgewys is nie dat hy die daar mielies kan begin trek of iets in daai koers. Nee, ag stel as jy wil regtig vinnig stroop, dan stel jy niks moet maar net so 'n bietjie vinniger laat 'n bietjie vinniger kettinge beweeg en die invoer en so aan. Amper sê as die mielies dalk 'n bietjie swakker is, maar op die mooi kolle nee, dan kan jy maar redelik vol sy kapasiteit benut en nee, ons is heeltemal ons is baie happy met die tafel. Right, dit is Pieter Roux hierso van Hoopstad af. Okay, so. Jy GTS wil belê? Raai wat, jy kan dit actually doen. Nee, ek was al by 'n paar ouens gewees en almal sing dieselfde tune min of meer. Eenvoudig, maklik, lig. Sien, nie so baie vassit in daai tipe van houe nie. So, linkie bo of hier onder. En raai wat, dan kan jy volgende jaar ook lekker stroop. Dis die van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.